Daar sê, goeiemôre van my kant af, is altyd lekker om saam met jou die woord te bedien, en vanoggend weer eens, is ek so opgewonde oor wat ek met jou gaan deel, iets wat vir my en Welna weer eens, in terme van, as ons praat oor finansies, so naby in ons harte lê, net so getuienis in ons eie lewe het, van dit wat die Here natuurlik gedoen het al, en wat hy mee besig is, ook in ons lewe, maar voordat ek daarby afskop, toe Llewellyn verlede week met Vadersdag, so bietjie gepraat het oor, en hy het so 1 of 2 dad jokes gelees, toe kan ek nie anders as om aan hierheen te dink, gou net nog 'n dad joke. Maar anyway, julle weet ons daai vraag wat ons altyd vra oor, wat was eerste, die hoender of die eier? Toe sê die ou, hy het nou 'n hoender en 'n eier op Takealot bestel. Hy sê, ek sal julle laat weet. So, as jy hom nie gevang het nie, okay, los het maar daar. Dis altyd vir my snaaks. So dis so lekker. Ook die ouens wat van ons aanlyn saam met ons kuier. Is lekker om jou ook net deel van hierdie gehoor te hê en dit wat ons mee gaan praat vanoggend. En soos wat Pierre genoem het, ons sluit ons reeks af. So in die afsluiting van die reeks wil ek jou sommer net so 'n bietjie herinner aan wat ons gedeel het sover met betrekking tot die reeks en ja, as jy dit bietjie gemis het, gaan luister gerus na die vorige preke rondom hierdie gedagte, want ons het hom so lekker opgebou en dat jy maar net daarvan sal bewus wees. So wanneer ons praat oor finansies, vir my persoonlik, gaan dit maar eintlik oor die gedagte van dit wat God wil doen deur my lewe, maar ook spesifiek in terme van my besittings, my finansies, en dan wat vir my groot uitstaan vanoggend, en ek wil dit van die begin af sê, is dat uiteindelik wil ons sien, soos wat Paulus vir die Filippense skryf, onder andere, dan skryf hy sê, wanneer ons oor gemeente en oor koninkryk en al hierdie goed praat, dan gaan dit oor, dat dit ook vir jou voordelig sal wees, op die vrug van jou rekening. Dis altyd vir my baie gerusstellend, so Here, dankie, dat ek ook deel daarvan kan wees, in terme van my rekening, so God los ons nie alleenig nie, hy sal my nooit begewe, en my nooit verlaat nie, en ons het dit spesifiek nodig, wanneer dit kom by ons finansies, so ons is besig om koninkryk te doen, en ons het nou gesing ook, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, met ander woorde, die verhouding wat ek met hom het, dan sal alle ander goed vir jou toegevoeg word. Ons het gesing, en dit kom uit Matteus 6 uit spesifiek, as jy dit wil gaan lees. En wanneer ons dan praat van liefde, is nie goedkoop nie, want dit gaan my iets kos. Maar ek gaan goeie nuus vir jou gee vanoggend. Wanneer dit my iets kos, dan weet ek ook in terme van die vrug wat dit gaan oplewer. Maar die vertrekpunt sal wees dat ons uiteindelik God se hart daaroor sal verstaan. En dan eintlik gaan dit maar eintlik net oor my hart in die proses, net rondom dit. En die skrifgedeelte wat ons natuurlik voorgehou het in hierdie reeks, kom uit 3 Johannes 1 vers 2, 'n baie mooi skrifgedeelte wat hy sê geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond mag wees, soos dit met jou siel goed gaan. Sê maar net, jou hele wese behoort aan die Here, jou hele wese, alles wat jy beleef, alles wat jy doen, kom Johannes dan skryf hy, sê ek bid dat dit met jou in al hierdie goed uiteindelik goed sal gaan. Dit verander al reeds wat my betref in my eie lewe, verander dit reeds in terme van God se hart vir my uiteindelik. En dis waarmee ons besig is, en dis wat ons wil deel. Nou, ons het so 'n bietjie al gepraat in hierdie reeks oor 'n paar goed, met ander woorde, Llewellyn het begin, waar hy gepraat het oor ons moet in ons harte bepaal, of dan op 'n plan, wanneer ons gee, en Alan Sutton sê nou dag 'n mooi ding, hy sê, we are not responding to a need, we are responding to a voice. En hy het so 'n bietjie gepraat oor die gedagte van wanneer jy by die robot staan en by die verkeerslig staan en dan kom maar iemand by jou venster en baie keer voel ons skuldig oor hierdie tipe goed en dat ons mooi sal dink wanneer ons in terme van om te leef, soos ek dit noem, 'n vrygewige lewe te leef, dat ons ook baie sal sinvol dink oor in terme van ons finansies en waar en wanneer ons kan gee. Ons is rentmeesters, het ons van gepraat en ons het gepraat oor die gedagte van ons is rentmeesters van dit wat God aan ons toevertrou het. Dis ons verantwoordelikheid eintlik en waarmee is ons besig met dit wat God in ons hand gesit het.
En ek het gehou van toe ons, ek en Peer het spesifiek daaroor gepraat oor die gedagte van, ekskuus, Peer was nie hier nie, sy seentjie is gebore net so 2-3 weke terug, so net om te sê, ek en Sugen het gepraat oor die gedagte van wat ons sê, ons journey saam met God, ons is in die partnership met hom, ons is in hierdie vennootskap met hom, met betrekking tot ons finansies, en uiteindelik gaan dit oor ons harte. Maar vandag wil ek, wanneer ons die reeks afsluit, met jou 'n bietjie kuier oor die gedagte van first things first. Ons beste vir die allerhoogste, en ons het al daai gesegde gehoor, met ander woorde, my allerbeste vir die allerhoogste, en dit klink so godsdienstig, en so by the way, dis Oswald Chambers, wat in een van sy devotionals, sy dagstukkies, dan skryf hy oor hierdie goed, maar dit beteken so baie, dit het so baie van waarde op ons, wanneer ek sê, my beste vir die Here uiteindelik. En dit wat ons altyd van 'n kansel af sal sê, wanneer ons daaroor praat, dan gaan dit oor God wat sy beste vir ons gegee het. Want soos lief het God die wêreld gehad, en hy het sy enige gebore seun gegee. En die hart van God rondom die gedagte van om 'n vrygewige leefstyl te leef uiteindelik, gaan uiteindelik daaroor. Maar nou is die vraag oor, hoekom is hierdie goed vir ons belangrik? Want ek gaan uit die Bybel uit lees. Ek het nou nie my fisiese Bybel hier nie, maar hierdie iPad is vol Bybelvertalings en so meer. So wanneer ek goed lees, dan besef jy dis ook God se hart rondom dit. Nou hier's Oswald Chambers het gesê, Oral Roberts hierdie keer het gesê, wie ook al die finansies beheer die geestelike klimaat. Wie ook al die finansies in die wêreld beheer ook die geestelike klimaat. Nou hier's 'n scenario wat ek vir jou wil skep. As jy dink aan, daar was 'n fliek so 'n klompie jare terug waar die scenario geskep het van 'n sogenaamde, eintlik 'n baie disfunksionele, heterogene, jy moet mooi tussen die lyne lees, 'n heterogene gesin waar dit mee baie swak gegaan het, die pa's vermoor uiteindelik, en nou skets hierdie fliek, hierdie scenario van dit wat eintlik gesond moet wees, is eintlik so nie gesond nie. En dan skets hulle, dis nou Hollywood, wat dan hierdie scenario skets van 'n nie so okay koppel, wat nie 'n heterogene koppel is nie, hoe dit nou lyk asof dit spesifiek die norm is, hoe dit goed gaan daar, hoe dit mooi, hoe alles net werk altyd en so meer, en ek dink dis presies waar 'n omgewing soos Hollywood dalk daai perverse verhoudings wil voorhou, vir ons almal om te sien, en uiteindelik, dan sien ons die seer daarvan wat dit in mense se lewens veroorsaak. Nou net dit is al een aspek, as jy dink aan dit wat ons praat oor koninkryk, en wanneer ons koninkryk bedien en dien uiteindelik met ons finansies, dan sê ons presies dit, dat ons 'n seggenskap kan hê binne ons omgewing, dit wat ons sien, en dit waar ons nou oor gebid het ook, as jy dink aan March and March, daai gedagte, dan besef ons, Here, ons het so nodig om vir die kerk, om net so sterk te wees met betrekking tot dit wat ons wil sien gebeur uiteindelik, en dis wat ons graag wil uiteindelik kom neerlê en te sê, maar as daar finansies in die koninkryk is, as ons die koninkryk dien, dan gaan ons dalk ietsie anders beleef daar buite. So finansies moet met ander woorde onder die beheer van die koninkryk van God en sy heerskappy uiteindelik kom. Nou die groot opdrag, as jy dink aan die groot opdrag, nou as jy nie bekend is met die groot opdrag nie, die groot opdrag is wat in Matteus, Matteus 28 staan, wat hy dan kom sê, hy sê, as hy praat van die koninkryk, hy sê, laat die koninkryk kom uiteindelik, as ons sê, gaan maak disippels, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, leer hulle en doop hulle en alles wat daarmee saamgaan, dis wat die koninkryk veronderstel is om te doen, en hierdie opdrag het geld nodig, en baie daarvan. Dis uit die vertrekpunt wat ons dit uiteindelik gaan sê. Met ander woorde, die wêreld gaan nie verander word deur 'n groep siek, arm, hulplose Christene nie. Die wêreld gaan verander word wanneer daar hoop is en daar's genoeg om uiteindelik die koninkryk te dien en om uiteindelik die koninkryk te sien groei in dit wat ons daarvan beleef. Nou, ek dink baie keer as dit nie jou hart is nie, dan wonder ek, wat is jou hart in terme van waarom ons is hier?
Wat is ons mee besig om te doen? In Dr. Dayo se geval is dit presies dit. En ek dank die Here vir ons wat hier sit. Met ander woorde, waar 'n gemeente kom en sê maar luister hier, ons gee en dis hoekom ons hier sit. Want hoekom? Raai wat, dit kos ons geld om hierdie terrein aan die gang en in stand te hou. Hierdie ligte brand nie sommer net nie. Want dankie vir 'n klomp mense wat hier sit uiteindelik, wat sê maar ek belê in die koninkryk, sodat ons hierdie kan beleef, wat ons vanoggend kan beleef, en elke lewegewende gemeente in hierdie gemeenskap, en alles wat op hierdie spesifieke terrein gebeur, met betrekking tot die maak van disippels uiteindelik. So net groot dank vir julle ouens wat hier sit en sê, hier sit ons, hier's wat ons begin sien het, waar 'n gemeente kom en sê, maar ek wil die koninkryk dien om uiteindelik verandering in ons gemeenskap te sien. So dankie vir jou bydrae wat jy maak om hierdie stad te sien as 'n plek waar God regeer. Dis hoe ons daarna kyk. So met ander woorde, God is 'n God van beginsels en as ons praat van beginsels en waarde, is dit nie 'n kitsoplossing nie. God kan die wonders doen, uiteindelik kan hy die wonders doen en hy wil hê ons moet sy weë leer ken en dis wat ek vanoggend met jou gaan deel, oor om sy weë te leer ken met betrekking tot die groot ding rondom finansies. En dis ons rede en dis ons vertrekpunt, ook net wat dit betref. So wat is dan nou my motief, wanneer ek praat dan oor koninkryk en wat die koninkryk verwag met betrekking tot my finansies? En een van die goed, en ek het so 2 weke daaroor gepraat, is wat ons beleef, en dan lees ons Maleagi 3, wat seker die bekendste gedeelte is, wat ons altyd na verwys in terme van dit, wat hy sê, bring die volle 10de na my skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en dis hoekom ons dit kan beleef. Nou sê mense vir ons, maar dis Ou-testamenties, dis okay, dis is verseker Ou-testamenties, maar ek gaan jou mooi verduidelik vanoggend, in terme van hoe dit werk, en hoe dit vandag op ons van toepassing is uiteindelik. Dis daarom wat ek dan nou 'n beginsel wil neerlê vir jou vanoggend, in die beginsel van eerste vrugte. Die eerste, my allerbeste vir die allerhoogste. Nou wanneer Maleagi praat van byvoorbeeld 10de, net so 'n bietjie as 'n onderbou, wanneer ons praat van my beste vir die allerhoogste, dan kom Maleagi natuurlik wat hy sê, wat ons dan sê, ja, maar dis Ou-testamenties, bring die volle 10de na die skathuis. Nou dit is heeltemal reg in terme van die Ou Testament, maar die Nuwe Testament gaan het bietjie wegbeweeg van die sogenaamde op die letter verantwoordelik wees in terme van ek moet 'n presiese 10de gee van wat ek inkry uiteindelik. Het die Nuwe Testament so bietjie wegbeweeg na wat ons beleef, ek praat van die berekening van 10de, maar wat ons bietjie wegbeweeg het, waar ons nou praat van is 'n hartgedrewe beginsel. Kan jy hoor my hart, kan jy hoor my dit wat God in my hart kom plaas, in terme van dit begin 'n hartgedrewe beginsel word, en dit verander natuurlik my hele benadering, met betrekking tot uiteindelik gee van my finansies. So my fokus is nou nie 'n koue, kille 10de wat ek gee vir my inkomste nie, my ingesteldheid is nou, ek wil leef 'n vergewige leefstyl, 'n generous lifestyle, soos die Engels daarvan praat. Dan nou die standaard van persentasie het nou verander na die ingesteldheid van my hart uiteindelik. Nou dit is so, en ek weet daar's baie ouens wat daarvan praat, en ek is ook nogal van mening dat jy uiteindelik kom, as jy nie wil gee nie, moenie gee nie, totdat die Here met in jou hart praat daaroor. Dis nie, die vee op 1000 heuwels behoort aan God. Iemand het al van hierdie kansel af gesê, is dat God het ons, as ons dink aan God, het ons geld nodig. Dit gaan nie oor God in terme van dit nie, want hy het genoeg om sy werk te doen. Dit gaan oor ons wat in 'n ingesteldheid kom met betrekking tot dit wat ons kan gee. Want die belofte is uiteindelik, want God het 'n vrymoedige of 'n blymoedige gewer, het God lief. Luister jy wat sê Lukas 21 skryf, en dan, ek gaan dit net sommer vir jou aanhaal. Hier sien ons dat Jesus by die skatkis kom sit, en mense kom verby, en ek reken nou maar, dis iets soos 'n boks wat daar gestaan het, en dan kom mense daar verby, en dan gee hulle nou, en hy sit so bietjie, en hy hou bietjie dop van wat hier gebeur. Maar dan sê hy uiteindelik, en dan sê hy, in die Bybel sê hy, gedeelte in Lukas, dan sê hy, dit het spesifiek uitgekyk na die mense wat baie het, hoe hulle gee, en eintlik met watter gesindheid hulle gee uiteindelik. Hy sê, maar daar toe kom maar weer in, wat net 2 pennings ingooi. Nou in vergelyking met wat die ander mense gegee het, met betrekking tot wat hulle gehad het om te gee, het sy, sê die Bybel, alles gegee wat sy gehad het. En dan kies Jesus
om dit te noem. Hy kies dit om iets daaroor te sê. En dan sê hy, waarlik, ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer as almal ingegooi. Nie in terme van die bedrag nie, maar in die gesindheid waarmee sy gegee het uiteindelik. En ek hou daarvan, die waarde van die offergawe was nie in 'n uiteindelike ruwe bedrag of 'n persentasie van 10% nie. Sy het haar hart kom uitspreek in terme van dit wat sy gegee het, want dit gegaan vir Jesus oor haar hart uiteindelik en dit wat sy beleef het. So in terme van die woord, en hier's 'n paar beginsels wat ek dan nou wil neerlê met betrekking tot dit uiteindelik. Kyk wat sê Spreuke as jy praat van my beste vir die Allerhoogste. Spreuke kom daar in Salomo skryf dan in Spreuke en sommer daar vroeg in die Bybel lees ons. Hy sê wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad, dan sal genesing wees vir jou liggaam en 'n verkoking. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en 'n verkoking vir jou gebeente. Dan sê hy vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan met die belofte, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos uiteindelik. Is dit nie 'n lekker beginsel om net volgens te leef nie? My beste vir die Allerhoogste, ek kan net gee, en Here, ek vertrou U dat dit wat ek gaan gee net so op my eie lewe 'n deposito sal wees van die seën en die guns en die goedheid van die Here, want hy sal my nooit begewe en hy sal my nooit verlaat nie. Nou dit het so ver gegaan as Exodus en God se opdrag aan die volk Israel, het hy kom sê, maar hier gee ek vir julle 'n beginsel, want dit gaan eintlik oor julle harte, en dit gaan oor my hart vir julle, en ek wil julle help in hierdie proses, waar hy skryf in Exodus 34, dan gee hy vir hulle hierdie opdrag in terme van die eerste. Hy sê, elke eersgebore seun behoort aan my. So ook al die manlike eerstelinge van julle beeste en julle skape. So ons sal self sien ons, as jy net dink aan die eerstelinge wat hy dan gee, het God sy hart geopenbaar, sommer daar in die skepping, waar hy vir Adam en Eva gesê het, luister hier, julle kan van alles eet wat in die tuin is. Die duiwel het later kom sê, maar mag julle, is dit so dat julle nie van alles van die tuin mag eet nie, dis hoe hy hulle versoek het. Nee, God sê, julle mag van alles eet wat in die tuin is, behalwe van daai boom. Dit behoort aan my. Behalwe van die boom van kennis van goed en kwaad, daai ene behoort aan my. Dis 'n beginsel wat hy nog heeltyd gedoen het. Luister mooi die gedeelte wat ons lees van Kain en Abel, die baie bekende, hierna het Kain vir Abel doodgeslaan, maar luister wat sê hy, na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge van sy kudde, van hulle vet. My beste vir die Allerhoogste, nee. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Nou kan 'n mens wonder, maar hoekom het dit nie gebeur nie? Want Kain, die baie van die kommentare sê, want Kain het gegee van wat oor was, en Abel het gekom om te sê, maar ek wil my beste vir die Allerhoogste. Ek gee my eerste, my heel beste, en dan kan ons sien die beginsel wat God vir ons neerlê. So die beginsel van eerste, die beste behoort aan die Here. So wanneer jy hierso dit gewerk het, met die volk Israel dan nou uiteindelik, as jy 'n trop skape het, dan sê God, daai eerste lammetjie wat daar gebore word uit daai trop skape uit, dit kom jy en gee dit vir my, dit behoort aan my. Maar hier's die beginsel, en uiteindelik is dit waar ons ietsie sien van 'n stap in geloof, in terme van ons finansies, wanneer ek my beste, my eerste vir die Here kan gee. Hy sê, hier's die beginsel, met ander woorde, wanneer daai lammetjie, wanneer jy hom gee, 'n stap in geloof doen, en ek weet nie van jou nie, ek stoei nog altyd daarmee om te sê, Here, ek kies in my hart, ek besluit wat ek wil gee in 'n maand, en uiteindelik gee ek dit, en ek sit daai bedrag in, en is nog steeds vir my so moeilik, sê Here, hierdie is so 'n geloofstap. Help my hiermee, en net om py te druk, of net om sent te druk, of wat ook al die geval mag wees, hoe ek my finansies oorbetaal vir dit. So dis die gedagte, en dan sê met ander woorde is 'n stap in die geloof. So daai eerste lammetjie wat jy gee, dieselfde as die ouens vrugteboorde gehad het, daai eerste persgeoes wat ryp geword het, behoort aan die Here. Hy sê dit behoort nie aan jou nie, want hoekom? Hier's die beginsel, sodat die res van die lammeroes en sodat die res van die vrugteoes uiteindelik geseën sal wees. Ek hou van die Engels wat sê, so that the rest will be redeemed. En dis waarop ek die Here vertrou, ek en Welna, as dit in my eie goed gaan, en sê, Here, ek gaan nie vertrou, ek weet nie hoe, voordat ek nog weet, hoe lyk die res van die lammeroes, gaan ek U vertrou met hierdie sent.
Ek gaan nie vertrou, Here, ek weet nog nie hoe lyk die res van hierdie vrugteoes nie, maar ek gaan nie vertrou, ek kan dit nie sien nie, maar ek gaan nie vertrou. Dis die realiteit van ons lewe, en dis die realiteit van my en Welna, wanneer ons praat oor ons finansies. So Here, ek gaan nie vertrou, en natuurlik, as jy met my wil kom praat oor dit wat ons sien, die Here vir ons doen, is net so amazing, so that the rest will be redeemed. So vandag het ons nie meer troppe skape of vrugteboorde, of ons het nie 'n plaas nie, en die ouens wat plase het, natuurlik is geld dit, uiteindelik kom al fondse in, en ek gee my beste, uiteindelik vir die allerhoogste, want hoekom? Ek gee my beste vanuit my salaris wat ek nou het. En ek kom en ek sê, maar ek gee my beste vir die Here, my eerste gee ek vir die Here. En kan ons die Here vertrou? As 'n gemeente, vir elkeen van ons individueel, dat ons kan sien, Here, ek weet nie hoe lyk die res van my salaris nie, en ek hoop ek kom uit aan die einde van die maand, maar ek gaan nie vertrou. Ek gaan dit uiteindelik doen. Lukas 6, dan sê hy die volgende, hy sê, ek lees dit net vir jou, net die aanhaling, en dan sal ek vir jou nou 'n skrif daar lees. Hy sê, julle moenie oordeel nie, dan sê hy, dan sal julle nie geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. As jy skree op jou kinders, dan sal jy op jou geskree word. Okay, is dit duidelik so, nê? So met ander woorde is die hele beginsel van saai en maai. Met ander woorde, dit wat ek saai, dit maai ek uiteindelik. Nou sê hy, en dan gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En ek weet nie of jy agterkom nie, hier word niks van tiende gesê nie. Met ander woorde, die berekening van 'n persentasie van tiende, dis nie meer waaroor dit gaan nie, dit gaan oor my hart. Met ander woorde, dit wat ek saai, sal ek maai, dis die beginsel. Dis wat ons sê, gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat ingedruk, ek dink is 'n woord wat ek wil vat vanoggend. As jy dink aan jou eie lewe en dit wat ons daarvan sê uiteindelik, sê Here, dankie daarvoor. So dit gaan nie net oor 'n berekende tiende nie, my allerbeste vir die allerhoogste. En nou wonder ek ook nie meer, is dit Ou Testament of is dit Nuwe Testament? Is dit voor aftrekkings of na aftrekkings? Is dit voor belasting of na belasting? En nee, my beste vir die allerhoogste, en ek vertrou hom, dat dit my skure sal vol word, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie, en daar sal 'n effek wees in wat ek vertrou, uiteindelik op my finansies. En dis ons wat ons sien gebeur. Want jy sien, wanneer dit kom by finansies uiteindelik, is dit maar eintlik 'n stuk worship. Sê, Here, ek wil hier kom dien, want worship het ons al baie keer gesien, aanbidding, het ons baie keer gesien van dit wat hier van die kansel af gebeur, met hierdie amazing worship team van ons. Maar wanneer ek die Here vertrou met iets soos my finansies, en soos baie ander goed in my lewe, sê, Here, ek gaan nie hier kom worship. Ek wil nie net kom worship met wat ek kan sien gebeur, want hoekom, wat is my motief? Sodat daar spys in my huis kan wees, sodat ons 'n koninkryk kan sien bou, sodat ons 'n verskil en 'n impak kan maak in 'n stad en omgewing, waar dit so nodig het, saam met elke ander lewende, gewende gemeente in ons omgewing. Dis waaroor dit gaan. Sal jy saam met my staan? Ek gee, because it's an act of worship. En ons gaan ek gaan vir ons bid, en dan gaan ons 'n song sing, wat eintlik maar net gaan oor, ons is gemaak vir meer impak. En soos wat ek God leer ken, en beter leer ken, begin ek myself sien, soos wat Peer genoem het nou, en die autoriteit en die gesag, dit wat hy vir ons doen, made for more. We are made for more. Kom ons bid. So Here, dankie dat ons vanoggend ook, en ek spesifiek wil ook vanoggend bid, Here, vir mense wat hier staan, wat 'n bekommernis het, waar daar finansies moet vloei, Here, wat ons voel dat ons het nie genoeg salaris nie, ons het nie genoeg om net te betaal wat ons veronderstel is om te betaal nie. Ons het nou gehoor van rondom 20 gesinne wat ons kos gee, en ek bid vir elke behoefte vanoggend, Here. Dankie dat U behoeftes ontmoet, dankie dat U ons ontmoet op die vlak van ons verwagting ook. So Here, ek bid spesifiek vir mense vanoggend wat 'n behoefte het aan finansies, wat dit nodig het dat U inspraak, wat nodig het dat daar 'n wonderwerk sou gebeur met hulle finansies.
Dankie dat ons kom lewe spreek in dooie bankrekeninge in die naam van Jesus. Maar dit voel, ons gaan dit nie maak nie, ons voel ons kry nie asem nie, ons kan nie genoeg suurstof kry met betrekking tot ons beursies nie. Bid ek vir sulke mense vanoggend, Here. Here, dankie dat ons as 'n gemeente net so bydra en uiteindelik die effek en die impak kan sien van die koninkryk wat gevestig word en in ons taal en ons manier hoe dit ons sê by Doxadio is dat ons die transformerende teenwoordigheid van God kan sien deur geloof, hoop en liefde in elke area van ons omgewing. Mag die koninkryk kom in Centurion en in Pretoria. Ons eer U vir dit in Jesus naam. Baie dankie, kom ons sing.